Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het vanoggend enkele afkondigings ook voor die erediens en ons vra dan dat ons ook daarop sal let vanoggend. Vanoggend se erediens word opgeneem. Jy's ook vir uitsaai op Radio Pretoria so oor 'n maand of wat. So ons vra dan vanoggend se kollekte gaan ons direk na die erediens opneem, die liefdegawes. Ons sal direk na die erediens net 'n oomblik bly sit en dan sal die diakonie dit kan opneem by ons. So dis net 'n praktiese reëling om dan daardie opname te kan doen. Daar is wel 'n plek in die erediens waarna ons ook daarna sal verwys. Dan broeders en susters, het ons ook gehoor die afgelope week, Suster Magriet Petser se sussie oorlede. En ons wil vanoggend ook met haar en haar familie, en besonder hulle moeder wat in Montana Aftreeoord bly, wil ons meelewing ook betuig en ek wil vra dat ons 'n oomblik sal opstaan. Baie dankie. Net toe ek wil begin, toe is al die drade hier trek my dat ek so skeef gaan. Dit werk nie lekker nie. Daar sy gemaklik. Kom ons sit so en dan raak ons net vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons begin vanoggend se erediens met Psalm 33, die eerste, die derde en die 11de vers, waarin ons blydskap verwoord ook om vanoggend hier saam met mekaar te kan wees in 'n erediens, om as gelowiges ook saam die Here te kan dien. En dan bely ons ook in hierdie Psalm in vers 11, en God die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd. Kom ons sing saam Psalm 33 vers 1, 3 en 11 terwyl ons so bly sit.
Daarmee bely ons dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 18, ek het U hartlik lief, o Heer, en dan ook daarmee saam die 12de vers, wat ook vir ons nogal belangrik is vir vanoggend se erediens, die tema ook vanoggend barmhartig, vol van deernis is U vir wie barmhartig is, en wie opreg is, U sal hom ook met opregtheid teekom. Kom ons staan, ons sing vers 1 en vers 12, waarna ons bly staan om ons geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend na die 10 gebooie, soos dit vir ons opgeteken staan in Deuteronomium, hoofstuk 5, waar daar geskryf staan, die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat.
maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land, wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Ons antwoord daarop met die sing van Psalm 97, vers 6 en 7, waarin ons sing: beminnaars van die Heer, haat wat sy naam onteer, en wandel in sy weë. Hy is sy volk genee en sal in doodsgevaar sy gunsgenoot bewaar. Hy red hom van die hand wat dreig van alle kant, van die geweldenaar. Dan hierdie pragtige woorde: Gods vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig, deur duisternis en smarte, vir alle opregte harte. Kom ons staan, ons sing vers 6 en vers 7, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook hier saam onder U vriendelike aangesig ook vergader te wees. Om te mag weet dat ons elke dag kan lewe uit die blydskap en die vreugde wat U vir ons gee.
vreugde en blydskap wat ons weet, ook nie van nature of van self in ons lewens na vore kom nie. Dit is 'n gawe van U Gees, die Heilige Gees, wat U ook in ons harte uitgestort het. Daarom bid ons dat U vanoggend die verkondiging van die evangelie van ons Here Jesus Christus sal gebruik, om in elkeen van ons ook 'n nuwe dankbaarheid, 'n nuwe vreugde, liefde vir U en vir mekaar te wek. Ons vra dit want ons belyde dat ons sondaar mense is, wat in alles deur U genade lewe. Daarom bid ons vandag ook, ons dink aan elkeen wat hartseer is, ons dink aan elkeen wat siek is, elkeen wat bekommernisse in hulle harte dra. Troos ons in die wete dat ons in lewe en in sterwe nie aan onsself behoort nie, maar aan ons getroue saligmaker, Jesus Christus, ons Here. Troos ons in die wete dat daar niks is wat ons van U liefde kan skei nie. Ja, dat U ons so sal bewaar, dat daar nie eers 'n haar van ons hoof kan val sonder U heilige wil nie. Ons bid dit nie net vir onsself nie, dit is ook ons gebed vir gelowiges, ons broers en susters, wat oor die hele wêreld versprei is. Ja, laat U koninkryk sigbaar word deur U kerk. Amen. Ons gaan vanoggend, broeders en susters, luister na Matteus hoofstuk 5, deel van die bergpredikasie van ons Here Jesus Christus, en daarvan gaan ons luister hoofstuk 5 vanaf vers 43. Nou, dis 'n deel wat ek dink almal nie so lief is voor om na te luister nie, maar dit gaan oor liefde. En dit is waar Jesus gesê het, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Vanoggend dan in besonder vers 44, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg. Hoekom? Die laaste vers, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. En ons antwoord hierop met die sing van Psalm of skrifberuiming 14:1, en ons gaan daarvan die eerste en die derde vers ook saam sing, waarin daar staan, beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod uit liefde tot jou naaste handel. Dit dan vanoggend ons tema, lewe van buitengewone, onvoorwaardelike Christelike liefde. Kom ons staan en ons sing vers 1 en vers 3 saam.
Soos ons het nou gesing het, ken ons almal die geleentheid toe die Fariseër by Jesus kom en sê: "Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Wat's die grootste gebod in die wet?" En ek dink ons almal ken Jesus se antwoord op hierdie vraag. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons almal ken dit, liefde vir God en liefde vir ons naaste. Nou dit klink baie eenvoudig as 'n mens dit hoor. Klink dalk maklik om dit te doen, sou jy sê. Totdat jy in iemand vasloop. Om dit eenvoudig te stel wat moeilik is om lief te hê. Totdat jy in iemand vasloop wat dit moeilik is om lief te hê. En dit kan enigiemand wees, iemand wat saam met jou werk of iemand by jou skool wat jou in alles teëgaan. Dalk 'n baas of 'n onderwyser of ander kinders. Iemand wat altyd fout vind met jou. Dalk is dit jou buurman wat so lekker laat in die nagte partytjies hou. Dalk is dit jou eksvrou of jou eksman van wie jy geskei is. Kom ons vat dit 'n bietjie nader na onsself. Miskien is dit iemand wat saam met jou in die gemeente is, wat in alles wat jy doen fout vind en altyd beter weet as jy. Dalk weier gevat in die kerk, dalk is dit iemand in 'n ander kerk wat anders as jy dink en glo. En dan 'n baie moeilike een, dalk is dit daardie misdadiger. Selfs daardie moordenaar van wie jy weet. En vir baie van die mans in elk geval wat vanoggend hier sit, wat in die weermag was, is dit dalk jou vyand gewees op wie jy moes skiet en wat op jou geskiet het. Verwag God werklik van ons om alle mense lief te hê? Die antwoord is ja. Hoekom? Want ons lewe voor God is 'n lewe van buitengewone, onvoorwaardelike, Christelike, goddelike liefde. Dis juis hoekom Jesus vir daardie Fariseër sê, die hele wet en die profete word hierin saamgevat. God vereis dat ons hom sal lief hê met alles, maar net so ook ons naaste soos onsself. Dis die eis van onvoorwaardelike goddelike liefde wat God na elke een van ons toe bring in die hele wet en die profete. Nou is almal moet onthou in die Griekse Bybel en in die Griekse taal is daar verskillende woorde wat gebruik word vir liefde. In Afrikaans en in Engels sê ons liefde, maar dit beteken eintlik iets anders. En ons almal weet wat die eerste een sal wees, dis die woord eros, wat vertel van die liefde tussen 'n jong man en 'n meisie, en dit gaan eintlik maar oor seksuele aangetrokkenheid, en dit kom glad nie in die Nuwe Testament na vore nie. Die tweede woord wat die Griekse woordeboek gebruik is phileo, wat dan verwys na broederlike liefde of vriendskapliefde, en in die Nuwe Testament word dit vertaal met broederliefde. Maar vanoggend se liefde, die liefde waarvan Jesus ook hier in ons teksgedeelte in Matteus 5 praat, is agape liefde, die een wat ons almal die beste ken. Liefde wat op God se buitengewone, bonatuurlike, onvoorwaardelike liefde dui. Daardie liefde wat God aan ons geopenbaar het met Jesus Christus se koms na die wêreld toe. Wat God beseël het met die dood van Jesus aan die kruis. Dit
is heeltemal bonatuurlik en goddelike liefde, agape liefde. En dis belangrik om te besef, hierdie liefde gaan meer oor die persoon wat lief het se karakter, as oor ander mense se waardigheid om daardie liefde te verdien. Ek gaan dit weer sê, dit gaan meer oor die persoon wat lief het se karakter, as oor ander mense se waardigheid om daardie liefde te verdien. Het gaan oor wie God is. Want as dit gegaan het oor wie ons is, dan sou ons nooit daardie liefde verdien het nie. Maar dis juist die punt. In Jesus Christus het hierdie liefde van God vir ons duidelik geword. Het hy gekom om ons as sondaar mense te verlos, al het ons dit nie verdien nie. Paulus skryf in Romeine 5 vers 10, aangesien ons toe ons nog vyande van God was, deur die dood van sy seun met God versoen is. Toe ons nog vyande van God was, deur Jesus Christus met God versoen is. Dis liefde vir die vyand. Ons vyande van God. Maar in sy liefde het God dit bewerk dat ons deur sy seun met hom versoen kan wees. En juist daarom moet ons dit nie vreemd vind om te hoor dat Jesus sê, hy verwag van ons om ons vyande lief te hê soos onsself nie. As Jesus vir ons sê, julle moet julle vyande lief hê, moet ons sê, hy gaan teen dit wat menslik is in, teen dit wat wêreldsgewys die natuurlike is in. Want die wêreld se natuurlike manier van doen, ons natuurlike manier van doen is om ons, kom ons sê maar, ons naaste lief te hê en ons vyande te haat. Maar dan vergeet ons, jou naaste is eintlik alle mense waarmee jou lewenspad kruis. Dit leer Jesus self vir ons in daardie mooi gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Selfs hulle van wie jy die minste hou, wat jy met die grootste afskuw beheen, wat jou met die grootste afskuw beheen. Selfs jou aardsvyand is jou naaste. En nog meer, dit hou nie daarop nie. En dit is maklik om te sê, ek is lief vir jou. Nee, Jesus vat die eis van liefde verder, want sê hy, julle moet bid vir die wat julle vervolg. Jy moet bid vir die wat jou vervolg, bid vir hulle saligheid, bid dat hulle ook soos jy God se liefde kan leer ken. Want deur liefde en deur gebed, daardeur word jy as disipel van Jesus uitgeken. Daardeur kry jy die versekering dat jy is ook 'n kind van God. Dis ons volgende punt vanoggend. Liefde is kenmerkend van kinders van God. Liefde is kenmerkend van kinders van God. 'n Mens se kinderlike gehoorsaamheid aan God, jou kinderlike liefde bevestig vir jou die feit dat jy deur God se genade as sy kind aangeneem is. Net soos 'n klein kindjie sy pa of ma sal naaap in sekere gedrag en sekere gewoontes. En ander mense kan sien wie se kind dit is oor die manier hoe die kind praat, oor die manier hoe 'n kind sekere goeders doen. Net so werk dit in die huis van ons hemelse Vader. Deur ons optrede, ons liefde vir God en ons naaste, bevestig ons dat ons deel is van hierdie huisgesin. Dat ons ook ontvangers is van God se genade, dat ons ook volmaak wil wees soos ons hemelse Vader volmaak is. Dink jouself in, wat sal gebeur wanneer ons as Christene begin om soos kinders van God op te tree? Soos God dinge te doen? As ons in liefde optree teenoor
God teenoor ons familie, teenoor ons vriende, teenoor ons bure, teenoor ons kollegas, teenoor ons vyande. Dan word ons 'n lig wat skyn in 'n donker wêreld. Mense sal in verwondering staan eintlik as hulle sien die liefde wat daar in ons is. En mens kan jouself vra, sal hulle nie ook sê, daar is 'n kind van God nie? Want Jesus self het ons geleer dat liefde die kenmerk is waaraan 'n kind van God uitgeken moet word. Het kom eintlik daarop neer dat die manier hoe liefde in ons lewe uitdrukking vind, verby onsself sal wys na God toe. Na die feit dat ons nie uit ons eie liefde lewe nie, maar dat ons deel is van die huisgesin van God en dat ons uit God se liefde vir ons uit lewe. Al wat mense moet raak sien as hulle na ons kyk is God se vaderliefde. Die liefde wat hy in ons harte uitgestort het, toe hy die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Want onthou dit altyd, van nature is ons almal geneig om te haat. Geneig om jaloers te wees, geneig om afgunstig te wees. Ons is van nature trots, selfsugtig, eiewillig. Ons wil onsself in alles laat geld. Van nature kan ons nie lief hê nie. Uit ons eie kan ons nie lief hê nie. Maar dis die troos. Liefde is 'n genadegawe van God. Liefde is 'n genadegawe van God. Dis God se Heilige Gees wat dit vir ons gee. En as ons sê ons het iemand lief met agape liefde, dan sê ons het hulle bonatuurlik lief. Bo ons natuurlike geaardheid uit. Met die liefde van God wat binne in ons is. Ja, broers en susters, dis ons laaste punt vanoggend. Ons moet dit altyd onthou. God self is die bron van ware liefde. Want God is liefde. God is liefde. As Jesus vir ons sê, wees volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is, dan vra hy van ons om nooit tevrede te wees met die wêreldse of ons natuurlike geneigtheid om te haat nie. Ons moet dit nie probeer goed praat of probeer regverdig nie. Onthou wat ons net nou gehoor het. Het gaan oor jou liefde, oor jou karakter, waarmee jy lief het. Het gaan nie oor die verdienste van die ander persoon nie. Ons moet nie tevrede wees met hierdie halfwas, halfkwas gehoorsaamheid aan God soos die Fariseërs in Jesus se tyd was nie. Want wat het hulle gedoen? Hulle het eenvoudig die 10 gebooie een na die ander teenoor mekaar probeer afspeel en solank jy net sê jy's lief vir die Here, solank jy net sê ek doen eerder wat die Here wil en ek gaan daai ou of daai mense of so nie meer maatjies wees of wil ken of iets te doen hê mee nie. Dan jy reg het hulle gesê. Nee, jy kan nie die wet teenoor mekaar afspeel nie. Die wet moet in jou hele lewe en jou hele wese indring. Die wet moet jou by die liefde van God vir jou uitbring en daardie liefde wat God vir jou het en wat jy in jou hart het, moet jy na ander mense toe uitleef. Jy moet daarna streef om niemand uit te sluit nie. Soos wat God in sy liefde vir ons gewys het. En kyk die mooi voorbeeld wat Jesus vir ons gee in hierdie gedeelte. Hy sê, onthou, God se liefde werk so, hy laat immers sy son opkom oor die slegtes en oor die goeies. Hy laat dit reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Wie is ons dan om God se liefde vir onsself te wil hou? Of net vir die wat soos ons dink en voel en lyk? Wie is ons dan om net lief te hê vir die wat ons lief gehad het? Of om die te groet
wat net ons gegroet het. Eintlik sê Jesus vir ons hier baie duidelik. Ons moet anders wees as ander mense. Ons moenie dink om goed te doen en hulle lief te hê, omdat hulle soos ons is, maak dit reg nie. Inteendeel sê hy, as jy net die lief het wat jou lief het, as jy net die groet wat jou groet, as jy net goed is met mense wat vir jou goed is, dan is jy maar eintlik net soos daardie ander mense. Dan is jy eintlik maar soos die res. Dan is jy nie anders as ander mense nie. Dan is jy ook liefdeloos. Nee, sê hy, streef daarna om die volmaaktheid van God se liefde uit te leef. Doen dit met die wete, hy is die bron van liefde waaruit jy leef. Hy het 'n onuitputlike voorraad van liefde en genade vir jou. En daardie liefde moet uit jou lewe uitvloei na almal wat jou lewenspad kruis. Dit is daar vir jou om vanuit te lewe. Dis daar vir jou om in te groei. Dis daar vir jou om uit te dra. Om almal wat jou lewenspad kruis te raak. Ja, God se liefde. Kom ons sê dit vir mekaar vandag, is die grootste krag in die heelal. God se liefde het die hele rigting van die wêreldgeskiedenis verander met die koms van Jesus. En tot vandag toe verander dit die rigting van die wêreld. Dit bring bekering tot God. Dit bring bekering in ons lewens, in ons huise, in ons woonbuurte, kantore, werkplekke, kerke, skole, noem maar op. Nêrens in die wêreld is daar iets groters en sterker as God se liefde nie. Glo ons dit. Glo ons dit en voldoen ons aan die eis van God se wet om volmaakte, onvoorwaardelike goddelike liefde. Laat elkeen van onsself dan onsself gaan ondersoek. Laat ons elkeen maar daardie lysie gaan maak van die mense van wie jy nie hou nie. Die mense wat jou vyande is in jou oë. En begin in die geloof om hulle lief te hê. In die geloof, want sonder geloof is dit onmoontlik om so lief te hê. Ja, laat ons vyande lief hê. Laat ons bid vir ons vervolgers. Want dis wat God van ons vra. Want liefde is die grootste. Amen. Kom ons dank saam. Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons uit U liefde mag lewe. Ons dankie dat ons mag weet dat ons het lief omdat U ons eerste lief gehad het. Ons het lief omdat U die enige gebore seun gegee het om ons met U te versoen. Ons dankie dat ons daaruit ook U liefde leer ken het. Ons dankie bo alles vandag dat U liefde in ons harte uitgestort het. Deur die Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Ja, dat U ons, wat ook soos die wêreld U vyande was, U kinders gemaak het. Gee ons dan deur die woord en deur die Gees die krag om U liefde vir elke mens wat ons lewenspad kruis uit te straal. Ons vra dit om Christus ontwil, sodat U naam daardeur verheerlik kan word. Amen. Kom ons antwoord op die woord van die Here en ons loof Hom met die sing van Skrifberuiming 2:4, wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe, dat hy ons sy kinders noem.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Baie dankie broeders en susters, nou hoop ons net die ding het opgeneem. Ja, anders moet ons dit oordoen. Maar gelukkig is daar nie tyd nie, ons het net 'n sekere tyd om dit te doen. Ons afkondigings vanoggend, na die diens, daar is vanoggend tee en die katekisasie dink ek is vanoggend die laaste keer, want volgende week is dit die wintervakansie, alhoewel die hoërskoolkinders is nou al vir meer as 'n week by die huis. So ek weet nie, hulle gaan nou môre weer skool toe en dan hulle weer Vrydag vakansie. So dis bietjie deurmekaar deesdae, maar dit is dan die katekisasie en die teedrink vanoggend. En dan broeders en susters wil ons vir almal wat die week verjaar, wil ons die seën van die Here toebid, en besonder vandag dan aan een van Wyk, ek weet Johannes hierso, sy is bietjie siek op haar verjaarsdag, dis nou nie so lekker nie, maar ons wil vir haar en vir almal wat die week verjaar die seën van die Here toebid, en besonder tannie Fransie van der Walt, wat 86 word môre. Ons bid elkeen van julle wat die week verjaar, die seën van die Here toe. Ek sien tannie Amanda verjaar, nou Piet is nie eers hier nie. Ons sal met hom moet raas daaroor. So dit dan wat ons verjaarsdae vir die week betref, kom ons gaan drink lekker tee vanoggend.